Goeiemôre, dit is dan vanmôre 4 Augustus 2026, lesing 80 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. En ons het gister Joshua gevra, is daar nog iemand wat 'n vraagie het? Hy tel op, daar is iemand wat iets wil vra, en dit gaan nou voort in hoofstuk 1:4-7. En die opskrif hier is die oorsaak van warmte en koue. Matthäus sê, meester, dit is kennelik ek self wat nou die vraag wil stel. Want ek het werklik nog 'n kleinigheid agtergehou, wat ek ondanks my ingespanne nadenke nie goed kan rym nie. Joshua sê, ja, presies, dit is jy, laat eers hoor wat jou kwel. Matthäus vervolg, toe ek en my vader met die jong Lazarus rus, van ons huis na Betanië gaan, en onderweg die groot ligverskynsel sien, het ons daarby behoorlik baie warmte gevoel. Maar toe die ligverskynsel ten slotte heeltemal uitdoof, tree daarnaas die skielike algehele duisternis, ook so 'n gevoelige koue op, dat rillings oor my lyf geloop het. Nou kan ek maar nie dink wat die oorsaak van hierdie koue was nie. As dit u geval, o meester, sou ek ook graag die rede daarvan wou weet. Joshua sê, wel, die rede is so duidelik dat jy haast daaroor sou struikel. As jy 2 stukke hout stewig teen mekaar vryf, word hulle warm, hittig en begin ten slotte self ontbrand en begin vel te brand. Waarom gebeur dit? Omdat die aanwesige natuurgeeste in die hout en in die selle en organe hiervan met te veel geweld gewek word uit hulle swygende en dowwe rus, voordat elkeen individueel in 'n sterk vibrerende beweging raak en dan as lig en vuur sigbaar word. Daardeur aktiveer hulle ook die ietwat traer aangrensende geeste en ten slotte raak alle natuurgeeste so uiters heftig aan die beweeg of liewer aan die brand. As hierdie beweging of die brand ten einde kom, koel al hierdie natuurgeeste weldra gou af. Hoe heftiger 'n aktivering plaasvind, des te vinniger tree daarna vermoeidheid by die natuurgeeste in, daarmee die rus en daarmee die koue. 'n stuk hout wat deur en deur gloei, of 'n gloeiende kool, is selfs by die velste aanblaas nooit so hittig soos 'n gloeiende stuk yster nie. Dit gebeur deurdat die natuurgeeste in yster tot 'n heftiger beweging in staat is as die in hout. Maar as houtskool en yster na gelyke lae temperatuur afkoel, sal yster gouer afkoel as houtskool en in afgekoelde toestand baie kouer voel as afgekoelde houtskool. As dit op 'n somersdag baie warm en swoel word, begin die natuurgeeste in beweging kom en hierdie toenemende beweging veroorsaak ook die steeds groter warmte en swoelte. Hierdie groter of intensiewer word van die warmte ontstaan deurdat bepaalde geeste hulle digter teen mekaar aandruk, wat weldra in die vorm van nevels en wolke ook vir die liggaamlike oog sigbaar word. Hoe daar by so 'n geleentheid steeds meer wolke ontstaan is aan julle bekend. Ook dat dit ten slotte in die wolke begin te weerlig en daaruit geweldig begin reën en soms ook begin haal, wat die gevolg is van die werk van die vredesgeeste wat reeds aan julle bekend is. Maar hoe heftiger die weerligte mekaar tydens 'n onweer opvolg en verlig, des te kouer word die lug dadelik daarna, wat alles die gevolg is van die weer na die rustoestand terugkeer van die opgewonde natuurgeeste, wat natuurlik deur die magtige vredesgeeste daartoe gedwing word. Daarom word dit ook by die verdwyn van jou groot magtige ligverskynsel om dieselfde rede koel en behoorlik koud. Is dit nou ook vir jou duidelik? Matthäus sê, meester, ek dank u vir hierdie uitleg. Ook dit is nou vir my duidelik. Nou nog nooit in die skool het of die universiteit het hulle ons geleer dat dit die oorsaak is, naamlik die beweging
en die aktiewer word van natuurgeeste nie, want die wetenskap vandag ontken die bestaan van enige innerlike lewe. Nou eers hier en daar begin hulle met die wetenskap, en hulle noem dit wat kwantumwetenskap of so iets, so groot naam. Ja, kwantumfisika, maar dit is eintlik al hierdie dinge vind innerlik plaas. En dit is 'n oorsaak van al hierdie miljarde natuurgeeste wat ons nou al 'n paar lesings oor gegaan het. Nou dit is vir ons belangrik dat ons dit ook vir ons mense kan verduidelik, daarom het ek dit ingesluit. Nou kom ons by 'n volgende verhaal wat Matthew vir ons gaan bring. Die opskrif is die dodelike val van die nuuskierige seun, hoofstuk 1:4-8. Dankie. Joshua sê: in daardie geval moet jy ons nog vertel oor die dood van die seun wat uit 'n boom geval en daardeur gesterf het, en daarby ook oor die man wat in 'n poel gespring en verdrink het, en sodoende selfmoord gepleeg het. Wy egter nie te veel uit nie, en vertel ons net die hooftrekke. Matthew neem dadelik die woord en sê: ek versoek ook nog 'n bietjie geduld, want ek wil beide gevalle as een geheel vertel, en daarom moet ek eers bietjie nadink. Joshua sê: doen dit, maar ek sal jou wel die regte woorde in die mond lê. Dus sal dit ook goed gaan, sonder dat jy vooraf die geheel prentjie oordink. Nou, dus hy moet maar dit oordink, want dit het baie lank terug gebeur. Daarop sê Matthew: in daardie geval hoef ek natuurlik nie lank daaroor na te dink nie, en ek sal daarom dadelik so getrou en waar as wat moontlik is, beide gebeurtenisse vertel, wat my nog baie duidelik in die geheue lê. Vers 5, almal roep toe: geëerde onderkoning van die volke rondom die wye Pontus, tot aan die Kaspiese See. Ons verheug ons almal baie oor u verhale, want u is regtig 'n onoortreffelike meester in die vertelkuns. Matthew antwoord: om te kan vertel, het jy veral 'n bietjie vertelkuns nodig, en groot waarheidsliefde. Wie ware dinge vertel, het altyd die voorkeur bo 'n fabeldigter. Maar hoe dit ook al sy, wat ek julle op die versoek van die meester sal vertel, is 'n geskiedenis wat deur my beleef is, soos wat ek dit vanaf die wieg tot aan my 20ste jaar beleef het. Ek sal dit aan julle vertel, soos wat ek dit in my 17de lewensjaar meegemaak het aan die sy van my vader, wat altyd in my omgewing was en wat deur my sienerskap al baie wysheid opgedoen het. Die twee gebeurtenisse was as volg. Dit was omstreeks die tyd van die groot versoendag. En dit is hier by ons ongeveer in vroeg Oktober. Sal dan by hulle in die winter wees. Soos wat bekend is, die sondebok vir alle sondes van die Judeërs aan die Jordaanrivier geslag en geoffer word, wat daarna onder baie gehuil en gebedsformules en vervloekinge in die goeie Jordaan gegooi word. Wel, dit sou sinneloos wees om nog meer woorde daaraan te verspil, omdat elke Judeër, hoe onaansienlik ook al, die seremonie maar al te goed ken. Nou dit was aan Moses gegee, dat hy vir die sondes van die volk een bok sal vat, en die sondes dan op hom plaas, in die naam van Vader Yahweh, en dan die bok in die woestyn injaag, dat hy daar vrek. Dit was nou 'n afbeelding van wat sou kom, naamlik die oorwinning van Joshua, wat dan ook die plek van die sondebok ingeneem het vir al die ander mense in die heelal se sondes. Wat waarskynlik minder bekend is aan julle, is dat daar toentertyd 'n oorgroote volksmenigte by hierdie genoemde offerfees van die sondebok opgedaag het. Grieke, Romeine, Egiptenare en Perse was daar ryklik verteenwoordig. Kortom, daar was geen gebrek aan nuuskieriges nie.
Julle sal goed verstaan dat die seuns tog ook iets van die skouspel wou sien. Ook sal julle verstaan dat hulle oor die koppe van die volwassenes heen maar min kon sien en dat hulle daarom, gedrewe deur hulle nuuskierigheid, in die nabysyende bome geklim het. Dit duur nie so erg lank nie, totdat daar te min gasvrye bome vir die talle seuns was, en hulle op die takke rusie kry. Verskeie kere word daar wel gesê dat hulle self rustig moes hou, maar hierdie goed bedoelde teregwysings het min of niks gehelp nie. Ek en my vader sit op ons kamele, wat ons as geskenk gekry het van 'n pers, wat deur my vader van 'n kwaadaardige siekte genees was. Dit was albei 2 bultiges, en derhalwe vir die ry baie gemakliker as die 1 bultige. Dis 2 tipes kamele wat jy kry. Die ene 2 bulte en dan sit jy tussen die bulte, wat natuurlik meer gemaklik is, en die ander een is 'n 1 bultige, en dan moet jy nou daar jouself balanseer op die ding. Ons kon daarom alles baie gemaklik bekyk. Nie ver van ons staanplek af nie, staan 'n baie mooi hoë sipres, en op die takke daarvan, wat van nature al nie so sterk is nie, maak 3 knape rusie. Elkeen van hulle doen alle moeite om sy gewig toe te vertrou aan die tak wat die sterkste daar uitsien, of lyk. Maar omdat hierdie reeds erg bejaarde boom eintlik maar 2 takke het wat sterk genoeg was om jou lewe daaraan te kan toevertrou, veg die 3 knape om besit van die 2 sterkste takke. En een van hulle was genoodsaak om hom met 'n tak tevrede te stel, wat eintlik maar 'n twygie was, 'n dun ou takkie. Die derde hurk op 'n hoogte van nog altyd ruim 5 manslengtes op sy tak, wat meer twyg as tak was. Nou 5 manslengtes is naby aan 10 meter. Sover ek onthou is hierdie dak se hoogtepunt hier by ons is net onder die 5 meter, soos 2 keer die hoogte van hierdie dak. Dis nogal ver op in daai boom. Alles bly 'n uur lank rustig tot daar teen die middag 'n taamlik harde wind opsteek, wat die top van ons sipres bedenklik heen en weer beweeg, en die rook van die sterk rokende offeraltaar in dik wolke juis in die gesig van hierdie 3 knape dryf, sodat hulle oë moes toeknyp, omdat hulle anders letterlik verniet in trane sou uitbars. Tydens hierdie hoogs bedenklike situasie kyk ek na die seun wat op die swak sytak hurk. Toe die rook regtig, jy sou sê, met bakke tegelyk in sy gesig gedryf word, sien ek skielik 2 groot vlermuise raak, wat om sy kop fladder. Hulle was so groot soos 2 volwasse duwe, en dryf die arme kerel nog meer rook in die gesig. Ek maak my vader daarop attent en sê aan hom, dat hier beslis baie binnekort iets aangenaam sou gebeur. Ek vertel hom ook wat ek sien, en dat albei die vlermuise vir my glad nie natuurlik voorkom nie, omdat ek sien dat hulle nou eers groter en dan weer kleiner word. My vader lei sy kameel na die boom en roep na die seun dat hy so vinnig moontlik uit die boom moes kom, omdat hy andersins sou verongeluk. Of die seun die redelik hardgesproke woorde van my vader gehoor het of nie, kan ek skaars na waarheid sê, want ek sien reeds maar dit wat ek al vroeër vertel het, en hoe die hurkende seun hom in sy haglike situasie op die twyg steeds meer na met die hand in die dik rook aangetaste oë begin vryf, en byna half blind moet wees. Omdat vader egter sien dat sy waarskuwende geroep na die seun totaal sonder uitwerking bly, verwyder hy hom van die onbetroubare boom, kom toe weer na my toe en vra my of ek nog steeds dieselfde sien. Volledig na waarheid bevestig ek die vraag en besweer dat die seun onvermydelike ongeluk sou oorkom, as hy nie dadelik uit die boom gehaal word nie. My vader sê, ja my seun, wat kan ons daaraan doen? 'n leer het ons nie, en deur te roep kom die seun nie uit die boom nie. Ons is daarom gedwing om dit af te wag, wat Elohim, die meester, oor hierdie onaangehoorsame seun sou laat kom. My vader het nog maar net die laaste woord uitgespreek, toe die swak tak,
wat deur die voortdurende beweging van die seun te dikwels en te sterk heen en weer op en af gebuig het, breek. Waarop die seun, wat nou natuurlik heeltemal geen steun meer het nie, vooroor van 5 manslengtes hoog, met 'n groot slag op 'n klip wat onder die boom lê, val, waarby sy skedel ingeslaan word, sy nek breek en hy dus ook dadelik dood bly lê. Dit veroorsaak 'n konsternasie onder die volk. Almal verdring mekaar rondom die verongelukte seun. Maar wat help dit, nou dat die seun al dood is? Die Romeinse wagte dryf ten slotte die volk uiteen, en dadelik word my vader geroep, wat die mense goed ken, om te ondersoek of die seun werklik dood was, of dat daar miskien nog met vrug pogings in die werk gestel sou kon word om hom weer tot lewe te wek. My vader ondersoek die verpletterende hoof en die nek van die seun en sê, hier help geen krye en geen salf meer nie, want hy is nie slegs enkelvoudig nie, maar tweevoudig dood, en sal in hierdie wêreld nie meer lewendig word nie. Nou dis wat aan hierdie kant gebeur het. Ons sal aan die volgende lesing hoor wat die verklaring was van die vlermuise wat uitgegaan het. Maar dit is interessant dat selfs die bose kan optel wanneer hierdie lewe gaan beëindig. En dan wil hulle uitkom. En dit is wat hy gesien het, is een of ander bose entiteit of gees wat die vorm van 'n vlermuis gehad het. En dit is hoekom ons ook baie versigtig moet wees wanneer ons by onbekeerde mense se sterfbeddens staan. En ons moet onsself afseël voordat ons baie naby gaan en vir hierdie man goeie voorspraak wil maak, want ons kan hom nie uitlos nie. Maar ons moet ons afseël in Yeshua se naam. Want hierdie geeste soek plek. Die skrif sê, as iemand nie sy huis skoon hou nie, dan soek geeste plek en hulle kom in daai huis in, en as hulle voorheen daar was, het hulle die reg om 7 maal sterker in te kom. So as daar nou 2 van hierdie geeste was, dan het hulle die reg om, as hierdie ou nie nou sou sterf nie, en hy het nie sy huis skoon gehou nie, net die feit dat hulle daar is, sê vir jou, dat die seun het nie sy huis skoon gehou nie, dan kan hulle 14 van hulle nog inkom. Maar in hierdie geval het net die 2 uitgegaan. So nou sal hulle 'n plek soek om weer in te gaan. En die plek wat hulle gaan soek sal 'n soortgelyke geaardheid wees van die plek waar die seun waar hulle in was. Geeste soek altyd soortgelyke plekke om in te gaan, soortgelyke huise. En daarom is dit baie gevaarlik vir ons om in plekke rond te hang en te lê, soos dobbelhuise, bordele, vuil nagklub, kroe tipe goed, waar die stank van rook en drank die plek verdring, en dit is juis in hierdie stinkende toestand waar hierdie geeste hulle self ophou. En dan, as jy te veel te kere gaan in die spesifieke wat noem mense dit, die vice of verslawing, dan sal hierdie geeste jou sal ingaan by jou. En jy kom nie uit daai dobbelhuis of uit daai kroeg of uit daai bordeel uit skoon nie. En ek het 'n ou vriend gehad, hy was 'n dominee in die NG Kerk en hy het altyd daai 3 plekke genoem en dan die 4de plek kry die mense amper stype, noem hy dit 'n kerk. Pas op vir kerke waar hierdie geeste, hulle noem hulle self of ons noem hulle godsdienstgeeste. Hulle het 'n skyn van godsdienst, maar eintlik is dit absolute leungeeste.
En as jy jou daar laat hande oplê, dan het jy 'n groot probleem in baie gevalle. Want die geeste wat daar in daai leenaars is, wat daar in die kerk hulle self mee besig hou, of dit die pastoor is en of dit die ouderlinge is, of wie ook al, hulle kan daai geeste op jou oorplaas. Ek het dit al voorheen genoem in lesings, dat ek met 'n ou gepraat het, wat met 'n spiritus vrou gepraat het. 'n Spiritus is eintlik 'n moderne naam vir 'n heks. Hierdie spiritistiese vrou doen wonderwerke, doen genesings, doen allerhande dinge met behulp van bose geeste. En sy sê, die beste plek waar ek die regte geeste kan gaan oes, is in kerke. Sy sê, daar is soveel vreemde geeste, bose geeste in 'n kerk, dat daar nie plek is op die bankies vir hulle nie, dat hulle teen die mure uit sweef. Sy sê, dan gaan ek daar, en as hulle enigstens iemand soek om genesing voor te bid, of wat ook al, bevryding, dan is ek daar, want dan plaas hulle hierdie geeste op my, en as ek huis toe gaan, dan het ek van hierdie geeste wat my weer te hulp staan. So daar is 'n hele wêreld in die onsienlike, wat ons nie eintlik van weet nie, want ons word definitief nie daaroor geleer nie. Nie deur ons onderwysers nie, en ook nie deur ons kerkleiers nie. Maar weet dat dit so is. Hier het die twee nou 'n vorm van 'n vlermuis, en Vader sal vir ons in die volgende hoofstuk meer insig gee hieroor. Al wat ek net kan sê, vir my is 'n vlermuis 'n baie grillerige ding. Dis nie iets wat jy aanhou as 'n maktroeteldiertjie nie. So dis verseker iets wat baie negatief was. En nou is die mannetjie dood, en nou sal ons sien wat gebeur met hom aan die ander kant. Ekskuus, baie dankie.